Goeienaand gemeente, dit is 'n groot voorreg vir ons om by mekaar te kom rondom Paasnagmaal as ons die kruispad saam met Jesus opneem en onthou wat hy vir ons gedoen het in hierdie tyd, in Paasfeestyd. Waar ook al jy vandag van saam luister, mag die Here hierdie tyd gebruik om jou ook te seën en mag hy sy woord aan jou oopbreek en sy liefde vir jou aan jou kom openbaar. Kom ons word vir 'n oomblik stil voor die Here. Kom ons vra vir hom om hier teenwoordig te wees. Kom ons bid saam. Here God, dankie dat ons in U naam kan by mekaar kom. Dankie dat ons vanaand deur die woord en deur musiek U teenwoordigheid kan ervaar. Mag U die een wees, Here, wat ons harte vul met U liefde en met baie dankbaarheid vir wat U aan die kruis gedoen het. Ons is so lief vir U, Here. Amen. Ons foto vir vanoggend kom uit Jesaja 53 uit. Dis sommer ook ons teksgedeelte vir vandag. Jesaja 53 vers 1, 3, 4 en 5. Wie het geglo wat ons gehoor het en die arm van die Here aan wie is dit geopenbaar? Hy is verag, deur die mense verlaat, 'n mens van smarte, bekend met siekte, soos iemand vir wie 'n mens jou gesig verberg. Hy is verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans ons siektes, hy het dit gedra en ons smarte, hy het dit op hom gelaai, maar ons het hom beskou as iemand wat gekatsy word, geslaan deur God en verneder. Hy is egter deurboor oor ons oortredings, verbrysel oor ons sondeskuld. Die straf wat ons vrede bewerk, was op hom, en deur sy wonde is daar vir ons genesing. Ek groet julle vanaand in die naam van Jesus Christus, wat vir ons aan die kruis gehang het, en vir ons verlossing bewerk het, wat Immanuel is, God met ons, nog meer as ooit. Ek verwelkom vanaand dan ook vir Dian en ons sing 'n lied saam, 'n lied wat hierdie vir ons in ons harte kom vas lê. Kom ons sing saam meer as ooit. Meer as rykdom, meer as mag, as die skoonheid van sterre in die nag. Meer as wat ons ooit op aarde wen, is dit werd, o Heer, om U te ken. Meer as silwer, meer as geld, al die blomme, die diere in die veld, en meer as dit, so eindeloos veel meer, was die prys wat U betaal het, Heer. En aan die kruis, en in die graf van steen, U leef en sterf, verworpe en alleen, Immanuel, U die God met ons, U dra die straf, en dink aan ons, meer as ooit, meer as rykdom, meer as mag, as die skoonheid van sterre in die nag, meer as wat ons ooit op aarde wen, is dit werd, o Heer, om U te ken. Meer as silwer, meer as goud, al die blomme, die diere in die veld, meer as dit, so eindeloos veel meer, was die prys wat U betaal het, Heer. En aan die kruis, en in die graf van steen, U leef en sterf, verworpe en alleen, Immanuel, die God met ons, U dra die straf, en dink aan ons, meer as ooit,
Hierdie koorgedeelte vorm ook ons tema vir hierdie Paasfees en ons sing saam aan die kruis en in 'n graf van steen. U leef, u sterf, verworpe en alleen, Immanuel, God met ons, u dra die straf en dink aan ons meer as ooit. As ons net kyk na hierdie paar woorde, hierdie paar frases, dan kan ons sien dat die kruisiging vir ons almal so baie kan beteken as ons net besef wat 'n groot opoffering dit vir Jesus was. Aan die kruis en in 'n graf van steen. Jesus kom en hy maak 'n keuse vir liefde. Hy kies en 'n opoffering is nooit 'n ongeluk nie. Dit is 'n vrywillige keuse. Dit is 'n doelbewuste besluit om iets van onskatbare waarde neer te lê vir iemand anders. Sodat iemand anders kan wen, al verloor jy. En wanneer ons kyk na die reis van Jesus, sien ons hierdie keuse in sy mees uiterste vorm, aan 'n houtkruis en in 'n graf van steen. Hoekom aan 'n kruis? Die kruis was nie net 'n teregstellingsmetode gewees nie, dit was 'n simbool van openbare skande en totale isolasie. Jesus het die kruis gekies omdat ons sonde 'n brug vereis het, wat slegs deur bloed en uiterse gehoorsaamheid gebou kon word. Hy moes hoog verhef geword het, soos ons in Jesaja 53 hoor, sodat die vloek van die mensdom, die vloek van sonde, op hom geneem kon word. Die profeet Jesaja beskryf hierdie ruiltransaksie eintlik aangrypend. Hy sê in Jesaja 53 vers 5, maar hy is oor ons oortredings deurbo, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom, en deur hom, deur sy wonde, het ons genesing gekom. Die graf van steen was die finale stempel op sy menslikheid. Dit was die plek waar die wêreld gedink het, die dood het gewen, en Jesus se lewe het geëindig. Sy storie was klaar, maar die opoffering was so volmaak, dat die dood hom nie kon hou nie. Die graf was nie 'n tronk nie, maar 'n deurgang. En vandag herinner die kruis en die graf ons daaraan, dat opoffering pynlik is, want dit het Jesus alles gekos. Dat opoffering die plaasvervanger was. Hy het daar gehang, sodat ons nie hoef nie. En dat die opoffering van Jesus kragtig is. Dit bring genesing vir ons wonde, en dit bring vrede vir ons verstand. Deur sy wonde is daar vir ons genesing. En dan wat ons ook hoor in hierdie gedeelte, u leef, u sterf, verworpe en alleen. Ons hoor hier oor eensaamheid. Daar's 'n baie groot verskil tussen om alleen te wees en om eensaam te wees. Eensaamheid voel dikwels soos 'n plek van stilte, 'n plek van onsekerheid, 'n koue leemte waar jy wonder of enigiemand jou hoor. Dit is 'n gevoel van verwerping. Dit is 'n gevoel dat jy alleen agterbly in hierdie wêreld. Die wêreld het na die graf en die steen gekyk en gedink, dit het hier geëindig. Vir die menslike oog was die graf die finale plek van isolasie, eensaamheid en 'n nederlaag vir Jesus en vir God. Maar God werk anders. Hy neem daardie plek van absolute eensaamheid, hy verander dit in 'n heilige ruimte. Die graf was toe nie 'n doodloopstraat nie. Dit was 'n binnekamer waar die grootste ontmoeting tussen God se krag en die mens se nood plaasgevind het. En in die donker stilte van die graf is God besig om lewe te bring. En so as Jesus op die kruis uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Dan word ons daaraan herinner dat al het hy die dood in die gesig gestaar, al het hy God verlate gevoel, was dit nie waar nie. Maar God, die Vader, kom maak vir Jesus uit die dood uit opstaan. En hy staan uit die graf uit op. En hy oorwin.
die sonde en die dood. As ons dink aan die sin wat sê, U dra die straf en dink aan ons. Sy verlossing is vir ons sigbaar meer as ooit. Hy wie Immanuel is, God met ons. Hy kom gee die ruiltransaksie van genade. En hy kom sê vir ons, hy het ons lief, meer as ooit, as hy aan die kruis hang en in die graf beland. Die naam Immanuel beteken nie net, God was eenmaal hier nie. Dit beteken, hy is nou hier. Hy is met ons. Hy het opgestaan. En al die onsekerheid is hy daar. En al die pyn en die letsels in jou lewe wat jy dra, kan hy jou van genees. En in die stilte is hy teenwoordig. Hy sal jou nooit verlaat nie. Jesus hang aan 'n kruis. Hy sterf in 'n graf, sodat ons sal onthou, hy is Immanuel, God met ons. Dit is sy liefdeslied wat hy aan ons verklaar het. En daai liefdeslied geld tot vandag nog. Hy is altyd by jou. Hy het sy liefde vir jou bewys. En hy bewys dit vandag nog deur sy teenwoordigheid. Kom ons sing 'n lied saam wat dit verklaar. Liefde kleur die blauw helder hemel. Die goedheid reis die dag breed oor die see. Die almag blink inmalig oor die berge. Die skoonheid van die skepping sleer my mee. Die glorie sprei in vlerke van 'n arend. Genade sweef in wolke hoog en vry. Die skepping sing vir my gewone sterfling. Die Skepper God se liefdeslied weer klink in my. Ek sien die kruis, ek volg die spoor na Golgotha. Ek sien die kroon, die dorings wat hy dra. Ek kniel hier neer, om nederig en dankbaar. Vergifnis vir my sonde skuld te vra. Ek ken die kruis, ek ken die man van smarte. Ek voel die pyn, die liefdesbloed bevry. En van die kruis sout koppies styg die note. Die lam van God se liefdeslied weer klink vir my. Wat is die mens dat hy oor hom sou glimlag? En wie is ek dat hy vir my sou ken? Hoe groot die liefde, grenseloos genade. Die lam van God se liefdeslied weer klink in my. Die lam van God se liefdeslied weer klink in my. Ons nader dan nou die nagmaaltafel en ons onthou dat hy aan ons gedink het meer as ooit. Geliefdes in die Here, ons staan vandag voor 'n tafel van die Here om 'n doelbewuste keuse te vier en te gedenk. Opoffering is nie 'n ongeluk nie, dit is om iets af te lê sodat 'n ander kan lewe. En Christus het die kruis gekies. Hy het die skande en die pyn nie bloot aanvaar nie, maar vrywillig omhels. Wanneer ons vandag die brood breek, wanneer ons vandag die wyn drink, onthou ons dat dit sy keuse van liefde was wat vir ons vrygekoop het.
Ons dink aan die oomblikke toe hy verworpe en alleen was. Ons dink aan die kruis, en op die kruis het hy sy diepste eensaamheid ervaar, die mensdom se eensaamheid op hom geneem, sodat ons nooit weer alleen hoef te wees nie. Die wêreld het gedink die graf van steen is die finale stilte van 'n mislukte droom, maar God het daardie plek van isolasie verander in 'n heilige ruimte. Waar daar dood was, het hy 'n plek van ontmoeting geskep. In jou eie tye van onsekerheid en stilte, kom ontmoet hy jou nou, hier aan die nagmaaltafel. En hier word jou eensaamheid in sy teenwoordigheid omskep in vrede en liefde en lewe. Hoor die woorde van die profeet wat die prys van ons vrede aan ons kom bevestig. Jesaja 53 vers 5. Maar hy is oor ons oortredings deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat ons vrede moes bring, was op hom, en deur sy wonde is daar genesing vir ons. Terwyl hy die straf gedra het, het hy aan jou gedink. In die hitte van die stryd, in die koue van die graf, was sy fokus op jou redding. En hy is Immanuel, nie net 'n God van die geskiedenis nie, maar die God wat nou meer as ooit by ons is. So aan hierdie tafel verklaar ons, die graf is leeg, die straf is betaal, hy is met ons tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem dit, eet dit en dink daaraan dat sy liggaam vir jou gebreek het. Die wyn wat ons drink, die beker van danksegging, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem dit, drink en onthou, sy bloed is vergiet tot die vergifnis van jou sonde. Hemelse Vader, dankie dat U seun die straf gedra het en in daardie donker uur aan ons gedink het, meer as ooit. Dankie dat die plek van verwerping nou 'n heilige plek van ontmoeting geword het. Stuur ons nou uit as mense wat genees is van ons wonde. Deur U, Here, deur U wonde is ons genees. Dankie dat ons kan leef met die wete, Immanuel, U is met ons, waar ook al ons gaan. Ons is so lief vir U, Here. Amen. Ons sing dan 'n laaste lied saam. En wanneer ons vanaand vir 'n laaste keer stil word, dan onthou ons en ons weet, hy is met ons meer as ooit. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek spreek en wind en golwe bedaar. Ek sal ook jou getrou bewaar. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek ken jou pyn, jou donkerste nag. Ek is by jou, ek gee jou krag. Wees stil en weet, ek is die Heer. Kom bring na my jou kommer en vrees. Ek sal vir jou 'n toevlug wees. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek bly waak en bid, vol hart en geloof. Ek is by jou, soos ek beloof. Gaan leef dan met die wete dat hy by jou is,
dat wat hy vir jou met sy kruisdood gedoen het, dit is volbring, dit is genoeg. Gaan lewe met vrede en weet, hy wil genesing bring vir jou wonde. Lewe met die seën van die Here. Die Here is met jou, waar ook al jy gaan, van nou af tot in alle ewigheid. Amen.